Goeiemiddag. Ek wil vir elkeen van u baie welkom sê. Ons nou nie 'n baie lekker tyd nie, daar's beter omstandighede wat mens by mekaar kon kom. Maar vir elkeen van u wat gekom het, wil net sê baie dankie. En ons is hier om 'n lewe te vier en te onthou van wie Victor Ernest was. Wat baie van julle het hom geken, julle weet wie hy was, en ek is bly om te kon hoor, hy het 'n verhouding met Jesus Christus gehad, want dis die wonderlikste en dis die beste ding, en ons is hier om sy lewe te vier vandag. Ek gaan vra dat, Bernice, dat jy net vorentoe kom om die bedankings te doen. Eerstens, 'n groot dank aan ons Hemelse Vader. Hy het my broer vir ons gegee vir amper 52 jaar. Aan my ouers se dankie. Julle het dalk nie altyd alles reg gedoen nie. Moet ek nader? Die rooi ene. Okay, ekskuus. Jammer. Is hy aan? Okay. Eerstens 'n groot dank aan ons Hemelse Vader, wat my broer vir ons gespaar het vir amper 52 jaar. My ouers, julle het nie altyd alles reg gedoen nie, maar iewers as ek nou so na al die mense kyk, is daar iets wat julle moes reg gedoen het, om so uitkomste kon gekry het. Dan gaan ek net so vinnig begin met almal wat 'n deel gehad het in my broer se versorging en als. Livingston Hospitaal, ek weet ons altyd hoor stories oor hulle, maar ek kan julle verseker, hulle het my broer met baie liefde en tere sorg hanteer. Al die tye wat hy in en uit was, min van julle sal weet, maar hy is al van Maart maand wat hy in en uit hospitaal toe was. Die dokters kan ek net baie dankie voor sê, want hulle het hom regtig waar met goeie sorg behandel. Johan Meintjies van Solidio Gloria Productions, baie dankie vir die livestream wat julle doen. Pastoor Lubila Beskagni en sy span, dankie vir die gebruik van Uitenaag Gesinskerk. Dan 'n spesiale dank ook aan Spar, hulle bestuur en hulle personeellede, wat Wiekie al die jare bygestaan het, geondersteun het. Hy was deel van hulle gesin. Hy het 'n baie groot uitgebreide gesin gehad. So ook dank aan BZN en Klinieke Apteek, wat hom ook behandel het asof hy deel van hulle gesin was. Hy het gereeld op sy breuke daarin gegaan en 'n bietjie met hulle gaan gesels. Willem, Ooskaap Begrafnisdienste, baie dankie vir die mooi diens wat julle hier vir ons bymekaar gesit het. Ons waardeer dit diep uit ons hart uit. En dan my mense, al die mense wat gehelp het met die catering, elkeen wat ietsie bygegee het. En ek weet ek mention julle nou laaste, maar julle is definitief nie die minste nie. Julle is my Boeta se mense gewees. Julle is deel van sy familie gewees. Julle is sy hartsmense gewees. En as ek kyk na wat die gemeenskap vir hom gedoen het, hoe hulle bymekaar gekom het om ons te help om vir hom 'n mooi diens te kon lewer, kan ek net diep uit my hart sê dankie, dat elkeen van julle 'n wonderlike bydrae in sy lewe gemaak het. Hy het sy kliënte as familie gesien. En dan ook, vir julle wat nie weet nie, my Boeta se vrou is 'n jaar en 'n half terug oorlede. Hy was baie gebroke na begrafnis. Dit het hom baie hard geslaan.
Maar ek voel ook ek moet 'n spesiale dank sê aan Tracy. Tracy, jy het Lus in sy lewe teruggesit. Jy was op die einde, voordat hy gegaan het, sy alles. Hy wou sy lewe met jou deel, hy het gereeld vir my gesê, hy wou nie hê, jy moes pad gee van hom nie. Ek kan net dankie sê vir die tydjie van wat my broer siek geraak het, dat jy bereid was om op te offer, om hom te versorg. Caitlin, dat jy bereid was om jou skool op te gee, sodat jy kan help om my broer te versorg, en dat daar iemand was om 'n oog te hou vir wanneer my ma en pa nie daar kon wees, om na hulle te kyk nie. Dankie vir die tye wat julle na hulle omgesien het, wanneer hulle nie by my ma en pa gaan oorslaap het en kuier nie. Dit word raak gesien, ons waardeer dit. Baie dankie vir die bedankings. Kom ons sluit nie die oë dan bid ons vandag saam. Ja, Here Jesus, ons kom vanmôre hier by mekaar om Victor Ernest se lewe te vier. En dankie dat ons weet, u het hom huis toe geroep. Hy was u kind, het u gedien, u gevolg. En daarom weet ons, hy is na 'n beter plek. Dankie Here Jesus, ek wil vra vir vertroosting vir die van ons wat agterbly, vir die familie, sy ouers, sy susters, elkeen van familie, vriende. Seën hulle Here Jesus en raak hulle aan, geef hulle kalmte en vrede en rustigheid. Gee dat die verrigtinge hier vanoggend tot eer van u naam sal wees. En dat ons tot eer van u sy lewe kan herinner en kan aandenk. Dankie Here Jesus. Amen. So nog enige iemand van julle wat iets wil sê of wil bydra? Dit is baie werk. Dit is die moeite werd vir my om hier te staan en te kan spoor vir die wonderlike seën wat God vir my gegee het. En dit is die jong seën wat Vicky altyd enige weer wat uitgegaan het. Vir hom was daar geen moeite nie. By 'n man wat leer gemaak en verkoop het, was ou Victor daar om die leerartikels te gaan verkoop. Ons het oorkant die dag by die dagpreek, na by die dagpreekskool gebly. En elke oggend 6:00 dan sit op sy hartjies voor die hek en wag vir die eienaar van die winkel om oop te maak. En dan sal ek sien hoe loop hy uit met 'n ou tannie aan die kaak. Groot respek vir die ouer mense. Was maar omtrent daai tyd seker so 12 na 13 jaar oud. Dan hak hulle in, dra die boks, glad nie skaam nie, gaan op sy kniekies en maak dit dan nie sy voetjies, sy skoene val vas. En my skoonmoeder het in 'n klap gehoor by die veerwagsaal vir ou mense elke Dinsdag. En daai dag, toe sê die tannie, praat sy van die seun wat ons so gereeld help by die joggertjewinkel. En sy sê toe jou hoe hy gaan. En help hom maar kry die nuusbade te dra tot haar skoene vir haar vas te maak. En hy het na haar gekom en sy gesê, ken jy iemand wat my muur vir my kombuis vir my kan was? En hy sê die ja tannie. En sy sê nou moet dit net geverf word. En sy stap daai dag in na die klap toe, want dit was op 'n donderdag. Stap sy die klap in en sy vertel my skoonma.
My skoonma het so trots gevoel en sy sê, "Ekskuus, wat is die seun se naam?" Sy sê, "Vicky." En my skoonma het 'n groot glimlag gegee. Dit is my kleinkind daai. Hy het altyd 'n groot respek vir my en sy pa gehad. Hy was baie liefdevol. Daar was baie keer, as jy nooit gedruk het, was ou Victor daar. Die mami, die papi, en as jy nie wil vat nie, dan sê hy, "Vader." Hy het nooit met ons geskik gewees nie, nooit teëgepraat nie. Ek het hom nooit gesien dat hy bekleierig was nie, maar ja. Ek lees Linda se brief en ek kon nie lag nie, ophou lag nie, want dit is hoe ek Victor geken het, 'n oppersetêr gees. Toe kon ek help om te lag nie. Hoe ek gesê het, hoe hy die klas gekryp het onder die stoele en dan bind sy die kinders se skoene aan die veters aan mekaar vat. En dit kan ek maar my net voorgestel het en ek het net uitgebars en gelag. Dan gaan hy die mense golf speel. Pieter het altyd 'n plan gehad om geld te maak. Dan is hy daar onder die paviljoene, hy kry die golfbale, en kom hy huis toe, die golfbale word gewas, en dan gaan verkoop by het. Hy het 'n klompie jong mense by mekaar gekry, dan het hulle karre en goed gaan was. Self as ons by die skougronde, dan het hy op die paviljoen gesit, en na die paviljoen, dan wanneer hulle het geweet, hulle gaan ietsie wel optel. Dan loop hulle onder die paviljoen deur en sê die een, "Juffrou Victor, ek het dit gekry." Die ander een sê, "Ag nee man, jy's myne as ek het meer as jy." En hy was regtig met 'n baie goeie seun. Hy was 'n goeie pa vir sy kinders. Hy was 'n goeie man vir my en sy vrou. Ek was baie lief, bitterlik vir liefde Salome. Die Here het vir hom 'n goeie vrou op die pad gesit. En ek dink nie, dat ou Vicky ooit weer een sou gekry het soos wat sy gewees het nie. Sy was 'n fantastiese moeder, sy was 'n fantastiese man. Vir my het sy gevat nie as skoolmamma nie. Sy kan kom en trek jou lippies so snaaks. Hoe nie, bly stil, gee jou handjie gou. Dan sê ek, nee, maak sy vir my, daar's nog meer. Dan het sy so geldjies weggesteek. Sy was regtig, sy was 'n wonderlike persoon. En ek kan dit eerlik sê, ek sê dankie vir die Here, vir so 'n respekvolle seun. Ja, ek het vanmôre seer in my hart, ek steek dit nie weg nie. Om te sit daar en ek kyk na die kis wat daar staan. En dan sal onthou, dat jy met die hospitaal het bring het. Niks kon my keer nie. Ek het opgespring en ek het gegil en geskree en gesê, my seun. En om op hom boop gespring op die bed. En ek sit nou vanmôre en ek kyk na die kis. Ja, ek weet hy is by die Here. Want hy was jonk, maar 12, 13 jaar oud toe hy gedoop is en gevul is met die Heilige Gees. Uitgegaan het saam met die jong klomp. Dan bel hulle om 1 uur, 2 uur in die oggend, baie keer 3 uur. Victor, maak gou. Daar's 'n huis wat ons moet gaan skoonmaak. Ons moet die demone gaan uitdryf. Dat die krag van die Here in daai seun is dit. Ek gaan jou mis, my seun. Ek gaan jou baie mis. En ja, soos ek die belofte met my oorlede dogter Charlene gedoen het. En haar kinders groot gemaak het, Marco en Toby, staan ek vandag en 35 jaar gelede terug selfde spore om vir Monique en vir Brandon en vir Brian
Hulle is al groot, maar daar is ook baie skaapwerk wat ons moet doen en vir hulle help. My liefde sal ek aan hulle gee, tot die dag wat die Here my ook kom haal. Ek sal na hulle kyk, en ek dink, in sy hart het hy geweet, die dag is die Here hom kom haal, gaan hy bekommerd wees nie, want ons is ouers gaan daar wees. Dankie. Is daar nog iemand? Vicky, ons gaan jou albei groot mis. Jy was 'n lang tyd saam met ons broer gewees in die familie. Dit was 'n lang tyd, maar dit is nie lang genoeg nie. Ek sal altyd onthou nie, dat ek jou gehelp het ook my goede. Die tye wanneer jy grappies gaan maak het. En ek is jammer dat ek nie kon tot ziens gesê het voor jy gegaan het nie. En dit is al die grappen die jy gaan maak het, die mense ons gehelp het. En waar jy nou op saam met Salome sit, en dan opkyk na ons toe. Ek weet nie hoekom jy nog gegaan het nie, man. Maar, sterkte op tot ziens, Piet. Ek sal jy altyd onthou. Bye. Pieter, ek moet gesê met Pieter. Ek gaan jou mis. Ek is baie lief. Ek sal nooit vergeet toe my dogter gebore was, die jaar by die hospitaal was. Dis sê ek jou maar wat. Pieter, ek gaan jou mis, my broer. Ek sal nooit vergeet. Ek geboorte gegee in Charlie, die op die hospitaal was, die vrou wat ken jy. Die sê nie kom kuier. En ek sal nooit vergeet ek na jou kom en ek sê vir Pieter, my seun is oorlede. En die swaarste was die jytes gedraad. Ek gaan jou mis, my pottie. Vicky, ek weet jy regtig. Ek het so baie eintlik. Ek wil net sê, dankie dat jy altyd daar was. Ek moet weer eens net. Ek ken jou al my hele lewe lang. En nou is jy weg. Oh ja, dit gaan nooit weer dieselfde wees nie. Die oggende is ek skool toe gaan. En ek kom terug. Oh, pad. Ek net 5 minute laat is. 5 minute. Kom sê. Wie lonkies? Waar is jy? Jou koffie is nodig. Elke oggend. Julle twee altyd en julle is my hele lewe lang daar. Ek gaan jou mis. Vera, waar is het nou? Nog nie. Hallo. Hallo, Vera. Ek gaan jou Vera baie mis. En maak nie so mooi is nie. Jy was altyd daar vir ons en altyd lief vir ons gewees. En jy het so hard gewerk vir ons, Vera. Om goede vir ons te koop en alles. Ek is so lief vir jou. En ek mis jou. Ek is baie lief vir jou. En rust in peace, Vera. Ek is altyd daar vir jou. Ek gaan jou Vera wil, Vera. Lief vir jou net. Is er nog iemand? Dan gaan ons die slideshow wys.
I'm sorry that I left you. I know you feel alone, but God told me that He needed me. He called me to come home. In what seemed to be an instant, in the twinkling of an eye, an angel gently took my hand and led me toward the sky. As I ascended into heaven, beyond the pearly gates, angels were rejoicing. Then I saw His radiant face. God's eyes shone down upon me from the glory of His throne. He said, enter into paradise, 'cause heaven's now your home. I fought the fight, I finished the race. Throughout the trial, I kept my faith. No longer do I suffer, my body's been made whole. I'm flying with the angels, and heaven's now my home. God told me not to worry. He said you'd be okay, because eternity's forever, and we'll meet again someday. I fought the fight, I finished the race. Throughout the trial, I kept my faith. No longer do I suffer, my body's been made whole. I'm flying with the angels, and heaven's now my home. I'm flying with the angels, and heaven's now my home. Ja, begrafnis is nooit 'n lekker plek om te wees nie. Maar soos wat ons weet, Victor Ernest Bertram McGill was 'n kind van die Here. Weet u wat dit beteken om 'n verhouding met Jesus Christus te hê? Dis een van die wonderlikste en die beste besluite wat jy ooit in jou hele lewe kan maak. Om 'n verhouding met die Skepper te hê. Ek gaan vir ons 'n stuk lees in Psalm 121. En dit is vir my 'n baie mooi psalm. Want in hierdie lewe gaan dinge nie altyd maklik nie. Ons almal weet dit, ons gaan deur moeilike tye, storms, dinge wat gebeur, dinge wat verkeerd gaan. By die afsterwe van 'n geliefde, 'n pa, 'n kind, 'n man, 'n vriend, wat almal baie voor lief was. En baie keer het ons vra, maar dis waar ons vertroosting kan vind. Die Here is steeds in beheer. Die Here sit op die troon, en hy is God. Kyk saam met my na Psalm 121. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil.
Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Voel u baie kere dat u op 'n punt staan wat jy vra, Here, ek weet nie, ek kan nie meer nie. Ek voel moedeloos. Ek voel seer, ek voel stikkend. Here, waar moet ek hulp vandaan kry? En soos die psalmdigter opgekyk het na die berge en gevra het, waar kom my hulp vandaan? Kry ons die antwoord, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Het jy al by Jesus Christus uitgekom? Ek sê baie vir mense, ek stel nie belang in 'n godsdiens nie. Godsdiens is nie vir my nie. Maar kan ek vir jou vertel van my vriend? Kan ek vir jou vertel van Jesus Christus? Hy is 'n vriend in nood. Hy is 'n vriend wanneer jy alleen is. Hy is 'n vriend wanneer jy honger is, wanneer jy dors is, wanneer jy alleen is. Hy is die ene wat daar is vir jou. As mense jou aanval, as dinge verkeerd gaan, is Jesus daar. Hy wil 'n vriend wees. Godsdiens kan niks vir jou doen nie, niks. Jy kan maar net sowel los, want jy mors jou tyd. Godsdiens beteken niks. Maar Jesus Christus beteken alles. Want hy is die Alfa en Omega. En hy is God en hy sê vir jou, jy kan hulp by my kry. Ek is daar vir jou. Die hulp kom van die Here af. En die Here sal u nie los nie. Vir julle familie, sy kinders, susters, ouers, die Here hou julle vanmôre vas. En hy sê vir julle, ek is lief vir jou. En as julle swak voel, weet ek is 'n vriend wat daar is vir jou, wat jou wil styf teen my bors vasdruk, wat jou wil vertroos, want ek is lief vir jou. En dis waar ons hulp vandaan kom, is van Jesus Christus, want hy leef. En hoe wonderlik om te weet dat Victor wandel in die paradys. Vandag loop hy in die strate van goud, waar daar nie meer pyn is nie, daar's nie meer seer nie. Kyk saam met my wat sê Openbaring, wat lees ons in Openbaring 21. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste ding het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Victor het 'n nuwe lewe begin. Hy het oorgegaan van die tydelike na die ewige. En as u Jesus Christus gaan volg en gaan dien, gaan daar eendag 'n blye ontmoeting in die hemel wees. Want hy is ons een vooruit. Hy is eintlik baie gelukkig. Hy is ons ene vooruit. Hy wag vir ons. Daar's 'n skaars verlostes wat wag om die baan. Wat ons aanmoedig. Hou vas aan Jesus Christus. Maak nie saak wat jy doen nie. Moenie Jesus Christus verloor nie. Jy kan alles verloor in hierdie wêreld, maar as jy Jesus Christus verloor, dan het jy alles verloor. Dan het jy niks nie. Dan het jy waarlik alles verloor. Ware rykdom is om Jesus Christus te ken en 'n verhouding met hom te stap. Die dood vra nie wanneer dit kom nie, dit kom skielik. Ek werk op 'n ambulans, ek sien dit elke dag. Hoeveel keer word ons geroep? As hulle my nou net met my gepraat. Is jy reg as die Here jou kom roep? Is jy reg om jou Skepper te ontmoet? Want as jy is, dan weet jy die Here is jou hulp. Hy het die hemel en die aarde geskape. Hoe groot is die heelal? Wat kry jy aan die einde van die heelal? Hoe groot is dit? Hoe groot is die aarde? En dan kom die woord van God, die Here hou die heelal in sy hand vas, in sy handpalms. Hy hou vir u en vir my in sy handpalms vas. En as jy hom gaan volg en gaan dien, hou hy jou vas. En daar's niks wat jou uit sy hande kan ruk. En as die Here ons eendag huis toe roep, dan weet ons waar ons gaan wees. Vir ewig by ons Vader. Verlos van die pyn en smarte van hierdie wêreld.
Die Here wil 'n hulp wees vir u. Hy kan jou voete nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie slymer nie. Die Here slymer of slaap nooit nie. Die Here waak oor ons dag en nag. En om te sê die Here waak oor ons, dit beteken nie dat gaan nie storms kom nie, dit beteken nie dat gaan nie probleme kom nie. Maar is juis in daai tye wat die Here saam met ons is. Psalm 23 sê vir ons, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weer. U is met my. Daarom sal ons nie vrees nie, want die Here gaan saam met ons, tree vir tree. Kyk, die bewaarder van Israel slymer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die al vir jou skaduwee probeer weghardloop. As jy 'n bietjie uitdag, probeer vir jou skaduwee weghardloop. Jy kan nie. Nou is daar mense wat sê, ja, maar as dit donker is, dan sal nie 'n skaduwee nie. Ek het nuus vir jou, jou skaduwee is nog steeds daar, al kan jy hom nie sien nie. Dieselfde met God. Al is jy partykeer in 'n situasie waar dit vir jou voel, Here, waar is U? Hoekom moes dit nou gebeur het? En ons vra en ons wonder en ons twyfel. Die Here is nog al die pad daar. Dis juis in die tye wat ons hom nie kan sien nie, wat hy daar is. Dis juis daai tye wat hy ons dra. Dis dan wanneer hy by jou wil kom stil staan en jou wil vertroos en jou trane afvee en vir jou sê, my kind, ek is daar vir jou. Ek slymer of slaap nie, ek sal altyd daar wees. Ek is jou hulp, ek is jou God. En ek is lief vir jou. Jy kan nie van God vlug nie. Waar gaan jy vlug om van God weg te kom? Jy kan die hoogste berge klim, God is daar. Jy kan na die verste uiteinde van die heelal gaan, God is daar. Jy kan na die diepste van die see gaan, God is daar. Waar gaan jy van God vlug? Hy is dan die een wat die heelal in sy hand vashou. Hy is God. En hy het vir Victor in sy hand. Victor is nou by hom. Ja, dis hartseer hier op aarde. Die seer gaan daar wees. Maar jy weet, ten minste is daar mooi herinneringe wat mens kan terugkyk. So wonderlik om herinneringe te kan hê en te kan koester. Koester daai mooi herinneringe. En laat sy lewe vir julle voorbeeld wees. Om julle uit te daag, om ook eendag by Jesus Christus uit te kom. Ek wil ook 'n stuk lees vir u in Klaagliedere. Nou sê vir my, Klaagliedere, hoekom wil jy uit Klaagliedere uitlees? Dan gaan kyk jy na Klaagliedere, na al die probleme en die smarte en die pyn en die seer en probleme op probleme. Maar weet wat is die wonderlike ding van Klaagliedere? Gaan kyk jy in Klaagliedere in die middel van Klaagliedere, plus minus in die middel van Klaagliedere. Dan lees jy die volgende, Klaagliedere 3 vers 21. Dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Dit is die goedertierenheid van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Die Here is my deel, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Jy sien, in die middel van die probleme en die storms, is die Here daar. Hy's daar om u vas te hou. Hy's daar om saam met jou te stap. Hy's daar om ons deur te dra. As jy Klaagliedere lees, die stuk vooraf, dan praat hy van die probleme, en dan partykeer voel dit soos of jy grys klippertjies stikkend kou. Dit is so erg van partykeer die probleme is, dit voel, Here, hoekom Here? En dit maak seer. Maar dan kom die Here, dan sê my kind, my genade vir jou is elke môre nuut. Ken jy daai lied wat ons altyd sing? Groot is die troue Heer. Groot is die trou. Môre na môre genade aan my. Slegs genade. En die Here gee sy genade vrylik. Die Here vra niks nie. Al wat hy vra is dat jy hom moet vertrou. Genade is vry en dit is vir elkeen.
U weet of u 'n verhouding met Jesus Christus het of nie. Moenie laat die dag verbygaan as jy nie 'n verhouding met Jesus Christus het nie. Jy weet nie wanneer jou kus hier voor gaan staan nie. Is jy gereed om jou God te ontmoet? Want of jy in God glo of nie, jy gaan voor hom gaan staan. Victor kon die ewigheid ingaan met 'n blye hart, want hy het sy Skepper geken. Ja, die genade van die Here is elke môre nuut. En die Here los ons nooit nie, hy sal jou nooit los nie, want hy is God en hy bly getrou. Die son sal jou by dag nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Of 'n dag of nag is, die Here is daar en hy beskerm sy kinders, hy beskerm die wat aan hom behoort. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Hoe wonderlik is dit om te weet, as jy 'n verhouding met Jesus Christus het, solank as wat jy nog op hierdie aarde is, stap hy saam met jou. En hy sal jou beskerm. Hy sal met jou gaan. Hy sal jou dra. Hy sal jou versterk. Maar dan moet jy 'n verhouding hê met hom. Dis waar die geheim lê. Kyk op na Jesus Christus. Sien sy liefde vir u raak. Hy het u so lief gehad dat hy vir u aan 'n kruis gesterf het. Dat hy sy lewe neergelê het dat ons kan lewe. As u daai wysheid besef en 'n verhouding het met Jesus Christus, dan weet u, dis die beste ooit. My pa het altyd 'n storie vertel van Columbus, wat toe hy Amerika ontdek het, toe sê hy, no more beyond, op die muntstukke wat hulle geprint het. Want daar was niks meer om te ontdek nie, no more beyond. Maar as jy Jesus Christus ontdek, dan kan jy sê, there's more beyond. Daar's meer. Daar's nog baie meer as net hierdie aarde. Die Bybel sê, ons word 70 en met moeite 80. En baie van ons haal nie eens daai ouderdomme nie. Hoe kort is dit? Hoe vinnig gaan dit verby? Net soos in 'n oogwink en is verby. Teenoor 'n ewigheid. Hoe lank is die ewigheid? Kan jy bepaal hoe lank is die ewigheid? Is jy bereid om 'n ewigheid in te gaan sonder Jesus Christus? Moenie daai kans vat nie. Volg Victor se voorbeeld en kies Jesus Christus. Laat hy jou rots wees. Laat hy jou God wees. Laat hy die ene wees wat saam met jou stap, wat jou lei, wat jou dra, wat jou versterk. Hy wil jou vriend wees. Hy wil die ene wees wat daar is vir jou. Want dan kan jy sê, my hulp kom van die Here af, wat hemel en aarde geskaap het. Dan kan jy met 'n blye hart weet, jy is nie alleen nie. En vir julle as familie en vir ons vriende wil ek vanmôre sê, vind julle moed en julle rus in Jesus Christus. Hy sal julle trane afdroog. En die herinneringe gaan altyd daar wees. Dit gaan baie kere nog baie seer wees. Maar dis dan, wanneer die Here jou styf teen sy bors gaan vasdruk en vir jou vrede sal gee. Want hy is God en hy bly getrou. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Ja, Here Jesus, dankie dat ons vanmôre Victor Ernest Bertha McHugh se lewe kan vier. Dankie vir die getuienisse wat uitgekom het en die voorbeeld wat hy vir so baie was. Dankie, Here Jesus. Ek wil nou bid vir sy familie weer eens, Here Jesus, vir sy kinders, vir sy susters, vir sy ouers, vir vriende, dat U vertroosting sal bring. Droog hulle trane af, Here Jesus, waar hulle vanmôre met 'n seer hart sit. Dan herinner ons daaraan, Here Jesus, dat selfs U het by Lazarus se graf, het U geween. Ons mag huil, ons mag trane stort, want ons is maar mens en dit maak seer.
Maar dan vertroos ons daarin dat vanmôre is hy by U. Veilig, 'n nuwe lewe, die ewige lewe. Help ons, laat ons ook so 'n verhouding met U sal hê, dat ons U sal dien, dat ons U sal navolg, en dat ons U God van ons lewens sal maak. Dankie, Here Jesus, vir U liefde en genade. Dankie vir die vrede wat U bring. En dankie dat U altyd in beheer is. Selfs in ons donkerste tye is U daar en kan ons sê, groot is U trou, o Heer. Groot is U trou. Dankie, Here Jesus. Amen en amen. Ek weet of die familie na vore gaan kom en saam die kus uitvat, dan gaan hulle net 'n laaste lied
Daardie die almagtige God in sy soewereine wil en volgens sy onverganklike raadsplan behaag het om Victor Ernest Bertram McHugh tot hom terug te neem, gee ons sy liggaam oor tot verassing, gedagtig aan die woorde van die skrif. Stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Ons doen dit in die vaste hoop op die opstanding, tot die ewige lewe deur Jesus Christus. Want ons aardse liggaam sal verander word om aan die verheerlikte liggaam gelykvormig te word, volgens die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ja, Here Jesus, ons kom nou en ons gee Victor oor aan U. Ons vra vir vertroosting vir die familie en dankie vir sy lewe hier op aarde. Amen. Ja,